Wat is die beste quotes of stellings wat jy al oor leierskap gehoor het? Ek kan aan 'n paar dink. Eerstens, net oor die belang van leierskap. John Maxwell sê, everything rises and falls with leadership. Tweede groepie, oor wie gaan dit in leierskap? Harvey Firestone sê, the growth and development of people is the highest calling of leadership. En dan oor leierskap as diens. To command is to serve, nothing more and nothing less. André Malraux. Vriende, leiers is oral rondom ons. Ons eerste gedagte oor leiers is waarskynlik diegene wat baie sigbaar is, soos politieke leiers, president Ramaphosa, president Trump, president Zelensky, of miskien sportspanne se leiers, Siya Kolisi, Aiden Markram. Maar daar is baie ander plekke waar mense ook leiers is. Daar is skole met hoofde en met onderwysers. Daar is besighede met uitsonderlike leiers wat werk verskaf aan duisende mense. Daar is ook mense soos julle wat nou hierna kyk en na my luister. Julle is die ouers en die kinders van mense en julle moet hulle lei op hulle lewenspad. Julle is ook die leiers in die gemeenskap en in die kerk en julle moet dit nooit vergeet nie. Maar nie alle leiers is inspirerend nie. Heel wat leiers lok jou nie om hulle te volg nie. Nie alle leiers word positief waardeer nie. Nou lyk dit met leierskap in die Bybel. Vandag lees ons in die Bybel hoe belangrik leiers was. En ons gaan Psalm 72 lees, 'n gebed toegeskryf aan Salomo vir 'n ideale koning. Dit beskryf hoe 'n leier moet regeer as hy volgens God se wil leef. Dis nie net 'n ou lied nie, dis 'n riglyn vir elke leier, presidente, politieke leiers, gemeenskapsleiers, vir elkeen. Psalm 72 van Salomo. O God, gee hy beslissings aan die koning, die geregtigheid aan die seun van die koning. Mag hy u volk met geregtigheid oordeel, u magteloses met billikheid. Mag die berge vrede bring vir die volk en die heuwels geregtigheid. Hy sal die magteloses van die volk se regte handhaaf. Die kinders van behoeftiges sal hy verlos, maar onderdrukkers sal hy verpletter. Hulle sal vir u ontzag hê, solank die son en die maan nog daar is, vir geslagte lank. Mag die koning wees soos reën wat neerdal op 'n gesnyde grasveld, soos reënbuie wat die aarde deurbeek. In sy tyd sal regverdiges floreer, daar sal vrede en oorvloed wees tot die maan nie meer daar is nie. Mag hy heers van see tot see, van die rivier tot aan die uithoeke van die aarde. Voor hom sal die woestynbewoners kniel en sy vyande sal stof lek. Die konings van Tarsus en die eilande sal belasting betaal. Die konings van Skeba en Seba sal skatplig lewer. Al die konings sal diep voor hom buig. Al die nasies sal hom dien. Want hy sal behoeftiges wat hom hulp roep uitred, ook magteloses en mense wat nie helpers het nie. Hy sal deernis hê met hulpeloses en behoeftiges. Die lewens van behoeftiges sal hy bevry. Van onderdrukking en geweld sal hy hulle vrykoop. Hulle bloed sal kosbaar wees in sy oë. Mag hy lank lewe. Mense sal vir hom van die goud van Skeba gee. Hulle sal voortdurend vir hom bid en hom die hele dag deur seën toewens. Mag die land oortrek wees met graan. Die are golwend oor die bergtoppe soos die Libanon. Mense in die stede sal in bloei staan soos die plante van die land. Mag sy roem vir altyd duur, sy naam voortleef solank die son bestaan. Mense sal wens dat hulle so geseënd is soos hy. Al die nasies sal hom gelukkig noem. Die Here God, die God van Israel, moet geprys word. Hy wat wonders doen, net hy alleen. Sy luisterryke naam moet vir ewig geprys word. Mag sy heerlikheid die hele aarde vul. En hier sê hulle eindig die gebede van Dawid, seun van Isaai. Kom ons kyk vinnig na wat hierdie psalm vir ons wil sê. Die psalm vra God om die koning en elke leier te leer om 1. Reg te spreek en die armes te beskerm. Vrede en voorspoed te bring, sodat selfs berge en rande bly sal wees. Derde ding, heerskappy oor 'n groot gebied sal hê, omdat mense hom respekteer. Nog verdere, die lewens van armes
sal hy kosbaar ag. Hy red hulle van geweld en onderdrukking. En 'n laaste ding, 'n lang en geseënde lewe sal hy hê, omdat die volk hom sal seën. Die Psalm eindig met lof aan God. Geloof sy die Here, mag die hele wêreld vol wees van sy majesteit. Dit herinner ons, goeie leierskap bring nie net eer aan die mens nie, maar ook eer aan God. Watter riglyne gee die Bybel hier vir ons as leiers ook vandag? Die Bybel gee in Psalm 72 duidelike, praktiese riglyne wat ons kan help. Die eerste een wat ek wil noem, en ek dink ek gaan 6 noem. Leiers moet regeer volgens God se wil, nie hulle eie nie. Vers 1 en 2 sê, leer tog die koning o God om te regeer volgens u wil. Presidente en ministers, politieke leiers, hulle word opgeroep om nie net mag of stemme na te jaag nie, maar om altyd te vra, wat wil God hê? Dit beteken dat hulle regverdige besluite moet neem oor almal, nie korrupsies of gunsies moet pleeg nie, vra nie. Tweede ding, 'n baie hoë prioriteit word gestel op die armes, die verdruktes, die swakkes. Daar staan, laat die koning die reg van die verdruktes onder die volk beskerm. Hy sal die arme wat om hulp roep, sal hy help. So gemeenskapsleiers, raadslede, kerkleiers. Ons moet omsien na die mense in hierdie wêreld wat sonder 'n stem is, wat werkloos is, arm is, mishandel word. Hulle lewens moet kosbaar wees in ons oë. 'n Goeie leier sal die verdrukker eerder straf, maar die verdrukte help. 'n Derde ding, geregtigheid wat vrede en voorspoed bring. Dis waarna ons moet strewe. Daar staan, laat berge en rande hulle verbly oor die vrede en reg vir die volk. Mag die reg onder sy regering floreer en mag daar vir altyd groot voorspoed wees. Wanneer leiers doen wat reg is, dan floreer die land, ekonomies, sosiaal, geestelik. Vrede is nie net geen oorlog nie, maar welvaart vir almal, selfs op die bergtoppe. Die vierde ding, goeie leierskap word uiteindelik wêreldwyd erken. Konings bring geskenke, nasies dien hom, omdat hy reg doen. So, vir politieke leiers wil die gedig of lied sê, jou land se reputasie hang nie af van jou mag nie, maar van geregtigheid. Mense in ander nasies sal jou respekteer as jy goed regeer. En 'n vyfde ding, die leier se lewe word geseën as hy so regeer. Die gediglied eindig met, mag die koning lank lewe, mag mense gedurig vir hom bid, en mense sal vir hulle bid, en hulle wil seën as hulle regverdig lei. Nie uit vrees nie, maar omdat ons dankbaar is. En 'n laaste ding word gesê, wanneer daar goed regeer word, sal die mense in die land floreer. Dink aan die stellings wat ons gelees het, ook oor leierskap. Daar was 'n aantal wat verwys het daarna dat leierskap die volgelinge bevoordeel. So dit gaan oor respek van ander lande, dit gaan goed met die landbou, mense sal in die bloei staan, soos die plante in die bloei staan. Hoe moet ons dit in 2026 toepas? As ons die Psalm fyn lees, besef ons dat dit in leierskap veral gaan om die land en die mense van die land. Daar is geen besondere klem op die persoon as sodanig nie. Dit gaan om wat hy of sy doen om die vrede en voorspoed van die land, insluitende die mense almal, te bevorder. Ons het stellings daaroor gelees in die vorige, toe ons gepraat oor leierskap. The growth and development of people is the highest calling of leadership. En wanneer die leier na die mense onder hom kyk, moet daar by hom of by haar 'n liefde en 'n deernis vir hulle wees. Daarom moet hy of sy nie net sekeres probeer help nie. Hulle moet doelbewus ingestel wees op diegene wat nie dieselfde mag en aansien het, wat die ryk en die invloedrykes het nie. Hulle moet doelbewus die mense op die rande van die samelewing ook soek en help. So in kort, ek dink die Psalm is 'n baie goeie bron vir enige leier, politiek en andersins, om sy of haar diepste motiewe te ontleed. As hulle besef dat dit gaan om die mense vir wie hulle lief is, sal hulle regverdigheid en billikheid baie hoog ag. Want agter hierdie woorde sien ons dat God nie wil toesien dat iemand in die samelewing vergeet of verstote is nie. Daarom moet
leiers hulle self dikwels afvra of hulle optrede van reg en geregtigheid spreek, of dit omsien na alle dele van die bevolking of mense onder hulle, of hulle vrede en voorspoed bring, en of mense God in hulle optrede kan sien. As elke leier in Suid-Afrika, hier om ons ook, so sou regeer, sal die land, die omgewing floreer, soos wat die Psalm beloof, sal dit goed gaan. Want nou, daar is ook ander soorte leiers, ouers, julle is ook leiers, as paas en maas. Ons moet onsself ook afvra of ons kinders help, soos God van die konings verwag. Is ons billik en regverdig in ons huise? Is ons kinders besig om te groei en te floreer? Of is hulle, stagneer hulle? Nou, vir ouers, onthou, selfs al is ek en jy net 'n pa of 'n ma, is ons ook 'n leier. En ons moet ook onsself vra of ons kinders so help, soos God van die konings verwag. Is ons billik en regverdig in ons huise? Is ons kinders besig om te groei en te floreer onder ons leiding? En dan nog belangriker, sien ons kinders in ons die Here se liefde en sorg? Maar dan in die samelewing in die algemeen, geld hierdie woorde ook vir alle Christene elke dag. Hoekom? As ons dink dat die goeie nuus van God vir alle mense bedoel is, dan moet ons hulle lei na hom toe. En daarom moet ons ook as leiers in daardie hoedanigheid onsself afvra, tree ons as Christene wat graag wil hê nie gelowiges met ons voorbeeld volg en ook die Here dien, so op dat hulle ervaar ons respekteer hulle en gee om vir hulle. Sal mense jou wil volg as jy hulle uitnooi na Jesus om saam met hom in sy koninkryk te leef? Vriende, as jy aan leiers dink, dan vra die Here ook vir ons, bid vir hulle om so te lewe en leiding te gee soos wat God van hulle vra. Bid dat hulle deur die Heilige Gees oortuig sal word om hulle eie leierskap altyd te sien as 'n geleentheid waardeur hulle diensknegte van hulle naaste sal wees. En mag ek en jy vir hulle die voorbeelde daarin wees. Daar in die kleine waar ons as gelowiges die gestuurdes na die wêreld is, om hulle te lei na die ware bron van die lewe.